You are listening to a podcast powered by Heartbeat FM. Thank you for your support. For more content, visit our website at www.heartbeatfmsa.co.za. Voor of 7 toe, saam met my en my gas. En my gas vandag in die ateljee is Evangelis Hanlo Erasmus. Ek is seker baie van julle het gesien daar op Oudtshoorn te staan saam met die adverterieprogram. Dit was ook op Evangelis se Facebook. En daar kry ek 'n boodskapie nou van Christabella. Ek neem aan Christabella, jy kan my hoor, jy's ingeskakel. Gee net 'n thumbs up as jy ingeskakel is, want ek gaan later na jou voice note luister, ek wil nou mooi in Afrikaans gesê het, jou stemboodskap luister. Maar ja, is ingeskakel soos ek gesê het, liewe luisteraars, op Heartbeat FM 107.4, hier is die program Miracle in Motion, en vandag is Evangelis Hanlo Erasmus, daardie wonderwerk in beweging, want dit wat hy vir u gaan bring, dit waar langs die Here met hom gekom het, dit wat hy ervaar het, en dit wie hy is vandag, en ook 'n skrywer, ons gaan later na die einde se kant toe, bietjie oor sy boek ook gesels, is hy 'n wonderwerk in beweging, and that makes you valid to be on Miracle in Motion, Evangelist. Maar kom ek laat eers toe, om u te verwelkom in die ateljee. Is nie die eerste keer nie, u was nou al hier, en ek is seker, u was al 'n paar keer op ander radiostasies, maar het is 'n goddelike voorreg om u vandag op Miracle in Motion te hê. Sal u asseblief ons luisteraars groet, en die familie en die vriende. Goeiemiddag, liewe luisteraars, sover as wat u my stem kan hoor. Ek wil eerstens ons pastoor Gillian so begroet in die wonderlike naam van die Here, en dan selfs my huisfamilie daar in die kant van Duiselsdorp, my eggenoot, ons kind wat nou 'n jaar oud geword het, Cherolia May, wil ek ook so begroet, en dan ons ander kinders, my moeder wat vanmiddag ingeskakel is, selfs my geestelike familie, selfs ook daar my familie, werksfamilie, daar in Randstraat, wil ek ook so begroet, en verwelkom ook om vanmiddag ingeskakel is, want die Here het vanmiddag 'n wonderlike saak op my hart geplaas wat ek vanmiddag moet openbaar. Amen. En ek moet sê dat dit vir my 'n wonderlike voorreg om oor my getuie te kan praat, want Absoluut. Die Here is maar net die Here, en ek kan nie vanmiddag anders om iemand anders te noem behalwe hom wie se naam die Alpha is, die Omega, die begin en die einde. Hy is die God van naby. So ek wil elkeen vanmiddag wat my stem kan hoor so begroet, so wees vanmiddag ingeskakel en ons hoor wat die Here te sê het. Want die Bybel sê 'n ware getuie red lewens. En die Here seën vanmiddag, halleluja. Amen, ek stem so 100% saam daar met Evangelis. 'n ware getuie red lewens. Nou, u wat daar by die huis sit nie, en u sit met 'n getuie en u dink maar, hoekom het hulle nog nie my gevra nie? Ek maak elke keer 'n uitnodiging op hierdie program, selfs op 'n woensdagoggend in die ander program, maak ek 'n uitnodiging, as jy 'n getuienis het, moet dit sit nie. Want as jy met jou getuie sit en jy dink, ag, ek gaan dit net op die openligdiens gee, ek wil vir u sê, dis net die mense wat daai dag op die openligdiens is wat jou getuie gaan hoor. As jy dit in die kerk gee, is net die mense daar by die kerk. By die huisdiens is net die mense daar by die huisdiens. Ja, en die wat daar was, wat teenwoordig is by daai geleenthede, kan dit oordra vir iemand anders en vertel van die persoon se lewe. Maar die persoon self gaan dit vir jou vertel met daai tipe gevoel, wat die ander een dit nie vir jou kan oordra nie. Dit is hoekom ons hierdie geleentheid vir jou skep op Miracle in Motion, omdat jy wonderwerk in beweging is, omdat God iets mooi gedoen het in jou lewe, of omdat God jou iewers van haar deur gedraai het, iets wat jy moet deel, en ons kan nie selfsugtig wees nie, dat ons alleen gered is nie, ons moet ons getuienisse deel, sodat ander ook vir Jesus kan leer ken. Onthou, die mense lees nie altyd hulle Bybel nie. Hulle kyk vir ek en jy se lewe, en hulle sien, hy was so, maar hy is nie meer so nie, maar hulle ken nie die volle storie nie, en hy volle storie wat min van weet, dit is wat jy kom deel hier op Miracle in Motion. So ek nooi u vandag weer, as u getuienis het, want praat iets nou dan, Duiselsdorp, en jy luister, en miskien mense in die rus, as u vir Evangelis kan nader trek, in Duiselsdorp, en sê, ek wil graag dit doen, praat saam met hom, hy sal vir u direct, hoe om by ons uit te kom, en wanneer om u getuienis te kom gee. As u vir ons 'n WhatsApp boodskap wil stuur in die ateljee, of graag vir Evangelis Erasmus wil hallo sê, 063 054 8835, 063 054
8835. Stuur asseblief vir my 'n getikte boodskapie en nie 'n voice note nie. Ek kan nie u voice note luister nie, kan hom nie oopmaak nie, maar ek kan u getikte boodskapie kan ek lees. 063 054 8835. En as dit so hierna oor 6 se kante toe gaan en u voel evangelis moet vir u 'n gebed doen of u 'n spesiale versoekie, stuur hom ook na daai WhatsApp nommertjie toe 063 054 8835. Evangelis, ek kyk nou na die woord WhatsApp nou dink ek, wat is die Afrikaanse woord vir WhatsApp? Dit sal ek nog nie kan sê. Nee, ons sê mos maar almal oor die jare, Yes. want dit kom ons maar nou alles met Engels, en nou dink ek, 100% Afrikaanse een gaan vir ons sê, wat is die Afrikaanse woord vir WhatsApp? 'n posboodskapie, of 'n Ja. stem, of is nie meer 'n SMS Is nie, dis nie, ja. WhatsApp. Maar in elk geval, ek weet niemand van u gaan my kruisig hoor daai Engelse woord nie. Maar kom ek speel graag vir u, is 'n pragtige lied. Evangelis het nou gegroet, nou as hy nog nie u naam genoem het nie, né? Hy weet mos wie sy vriende en wie sy broers en vriende daar in die Here en die ander pastors en so, en hy het nie u naam genoem nie. Is glad nie my skuld nie, is nie Heartbeat se skuld nie. Kry hom in die strate, keer hom in die winkel voor, praat so 'n kliphard man en vat hom aan want hy kon u naam genoem het op die lig. Maar bly ingeskakel, ek is net daarna weer terug saam met u. Hierdie volgende lied sê God is moving. Ek gaan hom vir u speel en net daarna is ons weer terug saam met u op die dag. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Ja, hy is ingeskakel by Heartbeat FM, u hartklop vir Christus, en hierdie radiostasie, soos ons altyd sê, is gebou op hoop, geloof en liefde. Alles wat ons doen, doen ons uit liefde uit vir u. Wie ewe agter die mikrofoon inskuif, kom bring hulle getuie met liefde of kom deel 'n woord met u met liefde. En ons hoop is dat u geloof sal vat en sal sê, Here, net u kan. As u dit vir hulle gedoen het, kan u dit vir my doen. So bly ingeskakel. Ek het vir Evangelis Hanlo Erasmus hier en hy het die wonderlikste getuie. Ek sien nie Evangelis het geskryf, hy bly in die Oudtshoorn omgewing, die hoofstad van die Grootvoël, in 'n dorpie met die naam van Duiselsdorp. Ja, dis 'n klein plekkie sê u daar, maar daar is ook mense baie lief vir die Here. Ons het Amen. lank terug het ons ook daar gearbei, Yes. en ons het gemeente daar gehad en dinge het 'n bietjie skeef geloop, Yes. en dinge is nou weer besig om te draai. Baie van hulle sê, maar asseblief kan julle net terugkom, kan julle Yes. asseblief weer kom. So Duiselsdorp, we didn't leave you, Suster Puniele daar en almal daar, Suster Lucas hulle. Ons het julle nie vergeet, die kinders en familie, nog net so baie lief vir julle, en ja, kyk maar uit, een van die dae maak ons 'n draai daar by julle in Duiselsdorp. Maar ek is vandag hier saam met Evangelis Hanlo Erasmus. Ek sien nie Evangelis, u sê, as dit nou, was dit daai tyd wat u nou net 40 jaar oud gewees het, of was u nou al 'n jaar ouer? Ja, nee, ek is 'n jaar ouer daarso, pastor, ek is 'n jaar ouer. Eintlik 2 jaar al, is die tweede jaar die. Okay. Dit was met my eerste boek wat uitgekom in my digbundel. Yes. En dit was 'n hele sukses. Prys die En Here. al die eer kom net die Here toe. Ja. Maar daai inspirasie, ek gaan later daaroor praat. Ja. Want I feel it in my spirit. Dat die Here is besig om 'n ding in die atmosfeer te doen. Yes. So ons gaan dit los vir later, dan gaan ek daaroor so 'n bietjie praat. Ja. En so 'n bietjie iemand inspireer wat miskien sit met die gawe, maar hy weet nie wat om te doen daarmee nie. Want die saak het heeltemal anders gekom. Veral soos ek voorheen gesê het in my ander vorige tyd op die vorige geleentheid, dit het gekom in die tyd van COVID, vir die pyn en lyding. Toe bring die Here nuwe hoop na my toe, en die Here sê vir my, ek wil hê jy moet die rigting hardloop. Wow. Maar ek is vandag hier met 'n ander saak te doen. Want die Here het 'n saak op my hart gelê Prys die Here. wat swaar weeg. Die Here roep my in die jaar 2005 uit die moeras van drankmisbruik. En die Here bring my op 'n punt. Ek het nie geweet nie, Ja. maar die Here het my lewe geken. Die Here roep iemand wat nie aansien het nie, wat verwaarloos was Sure. deur drankmisbruik, weens dinge wat gebeur het in my wat ek nie kon hanteer nie. En die Here roep my uit daardie moeras uit. Woe, Here, ons aanbid U. Jesus. En terwyl ek in daai moeras uit kom stikkend en deur mekaar, omdat die pyn waarin ek was, dit wou nie verdooi nie.
Die seer, die lewe se gedruk, kon ek nie hanteer nie. Want die pyn was so erg, die wond was so oopgevlek, dat ek gedink het die bottel is my enigste uitweg. Maar God het 'n plan. Oh yes. Hy maak 'n plan. Yes. En die Here laat toe, soos wat hy my Job gemaak het. Hy sê vir die vyand, daar is Job, vat met hom, maak met hom net wat jy wil, maar sy lewe, dit mag jy niks aan doen. En die Here kom en die Here laat toe dat die duiwel my aanhits om selfmoord te pleeg. En ek sê vir pastor, luisteraars, dis nie soos ek nou hier vir u vertel, ek staan op 'n 4-rigting stop met my lewe. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Maar die Here kom deur en die Here praat met my onder in die doderyk. Nadat ek selfmoord gepleeg het. As dinge vir jou te veel word en jy weet nie wat ek kan doen, wil ek vandag iemand aan jou voorstel. Sy naam is Jesus. Yes, hallelujah. En toe die dokter sê, daar is niks meer wat hulle kan doen. Toe kom die Here deur. En die Here bewys sy hand aan my. Dankie. En die Here roep my van 'n dronkaard na 'n evangelist. Prys die Here. En die Here openbaar die gawe aan my. Want dit is waarvoor ek geroep is vir 'n tyd soos hierdie. En dit is hoekom ek vanmiddag is om met iemand te praat. En die Here het spesifiek gesê waaroor ek moet praat. Want baie is bang om daaroor te praat. Pastor, liewe luisteraars, ek is Hanlou Erasmus. Ek is gebore in Duiselsdorp, ou Bokral nog. En daai tyd toe was daar nog nie 'n lokasie nie. Ons het gebly daar bo en dit was alles goed en wel. Ek is die jongste van 3 kinders. En my oë het baie dinge geaanskou. Terwyl ek nou so begin te groei, word ek in 'n huis groot waar drank misbruik word. Ek het verstaan, ek is mos maar 'n blote kind. En terwyl ons daar is, begin my pa 'n snaakse houding in te neem teenoor my ma. Ek het gedink dit moet maar so wees. 6, 7 jaar, 8 jaar oud, 9 jaar oud en 10 jaar oud en ek sien hierdie ding begin al meer te openbaar in ons huis. En hierdie ding het later 'n gewoonte geword in ons huis. Ek was later dit al so te sê gewoond, want dit is ingegraveer in my menswees in. Hierdie abuse. En tot op 'n tyd, waar ons trek uit die kant van Bokral na 'n huis, in die kant van die Kerryblok. En ek is nou al 11, 12 jaar oud en die abuse word al erger. En jy weet, halleluja, ek wil spesifiek vanmiddag praat oor 'n aand. Here, ons aanbid U. Ek is 11 jaar, plus minus 11 jaar oud. En daardie aand gaan lê ek en my ma. Nou daardie tyd wat ek nou van praat, ons had nog nie elektrisiteit nie. En is nog die kersse brand. Daardie nag kom my pa stamp aan die deure en hy skop aan die deure. En met die gesukkel wat my ma met sukkel sy te gebrek. Een van haar beense senuwee is geraak en nou het sy 'n vibrasie in haar. Sy moet iets druk om op te orent te kom en haarself te balanseer weens die abuse. En daardie aand, ek kan goed onthou, dis op 'n Saterdag aand, pastor. Die Here het al daai tyd 'n plan gehad, maar omdat ek te jong was om te verstaan, het die Here toegelaat dat al hierdie dinge moet gebeur, sodat een van die dag hier kan sit, in hierdie tyd van nou, om vir iemand anders 'n getuie te kan wees. En my ma sukkel op en ek skrik wakker met haar gesukkel. En terwyl ek, halleluja, wakker skrik en my ma sukkel na die deur toe en terwyl my ma voor sy die deur kry en sy wil die knop oopmaak en die skuiwer afval, trap my pa die deur oop en my ma val. En ek droom, ek sien daardie aand, terwyl ek deur die gordyn loer, sien ek my pa is nie homself nie. Dis wat in hierdie tyd ook gebeur. Die Bybel sê dat ons stryd of ons waarin ons is nie in vlees en bloed nie, maar is die owerhede. En ek gewaar, daar is iets in my pa wat hom 'n ander mens maak. 'n Mens wat hy nie is nie. En terwyl ek daardie oomblik daar staan en ek sien hoe gaan my pa lang op my ma sit en hy baklei met haar. En in my
swakheid as 'n kind hardloop ek en ek keer my pa en ek sê vir my pa, moenie my ma so slaan nie. En my pa klap my een kant toe wat ek in die hoek val. En daardie oomblik toe ek daar besef en daar kom iets in my op soos woede. En ek begin en die woede, het brei so binne 11 jaar oud. Ja. 11 jaar luisteraars. En ek moet hierdie ding aanskou. En my ma smeek vir haar lewe. En daardie aand, terwyl my pa my ma links en regs klap en skop, gaan lê ek op my ma, en my ma gewaar, my pa gaat my nou raakslaan, en sy draai haar, en sy vat die houe wat vir my bedoel was. En baie sal het nie vanmiddag verstaan nie, maar ek het daardie dag 'n belofte gemaak, en in een oomblik word 'n kind se hart omgeswaai, met haat en nyd. Die haat was so dat ek het my pa gehaat, soos gif, Yes. want dit wat hy gedoen het 'n letsel gelaat. Daardie nag, toe keer my ma die houe wat vir my bedoel was. Die wonde wat aan haar liggaam was vir my bedoel, maar sy het my beskerm. En daardie oomblik toe my ma my toemaak, en sy druk my vas teen haar, ervaar ek die liefde van 'n ma. Yes. Terwyl die houe dreun op haar, het sy nie omgegee of sy sterwe nie, maar sy het haar kind beskerm. En terwyl sy haar kind beskerm, het sy in 'n beswyming gegaan, waar sy my vasgehou het en sy het my warm gelê. En my pa het opgehou met slaan, en hy het gaan lê en diep. En teen die voordag, terwyl die dag so begin te breek, het die koue my ma wakker gemaak. Ek het gedink my ma het gesterwe. Die bloedspatsels in ons huis. Hermit. Julle sal dink vandag ek probeer sensasie soek, maar dit is nie. Hierdie storie het ook 'n soet einde. Ja. En daardie oggend, terwyl ek my ma probeer bybring, en ek nog bang wees, want because ek net skrik my pa wakker. En ek maak my ma wakker, en toe ek haar gesig draai na die lig toe, toe begin die haat oor te vat. En toe die haat oorvat, as ek nie bewus my ma se oë is oop nie, en ek uiter hierdie woorde, ek sê my ma, die dag as ek groot is, gaan ek hierdie man doodmaak. Al wat sy vir my sê, my kind, die Here sal regmaak. En liewe luisteraars, dit het nie daar gebly nie. Hierdie haat het later 'n wrok gemaak binne my. Ek het goed gepresteer op die skool. My pa het 'n lewe geleef in die huis, buite is hy die mooiste mens. Ek dink baie kan vandag met hierdie getuie saamstem, want baie van die manne is in daai stadium, maar hulle is mooi buite, hulle vroue, hulle word geprys buite oor, hulle goed kyk na hulle manne, maar hier in die huis is hulle varke. Ja. Hulle is 'n ander soort gedaante. En jy weet, daar kom 'n tyd, dat ons trek die Dysselsdorp het. Ons huis tuimel in mekaar, weens skade aan die huis, en ons trek. En daar gebeur 'n ding op 'n Saterdag aand. Ek het in 1996 na die Here toegekom vir die eerste maal. Ek is jonk, ek is op skool, ek is op die hoërskool, en ek kry 'n ontmoeting met die Here. En die Here kom my pad langs, maar omdat die duiwel nie tevrede was nie, en omdat hierdie haat en nyd, net vir 'n oomblik was onder my onderbewusheid, begin my pa een aand weer met my ma. 16 jaar oud was ek daardie tyd. En jy weet, liewe luisteraars, as ek na daardie aand kan terugdink, en ek kyk daarna, dan sien ek, as dit nie die Here daai aand was nie, sou ek vanaand nog in die tronk gewees het. Sure. En my pa begin weer met my ma, en hy haat en nyd kom weer op. Ek ken nie die Here in die diepte van sy opstanding. Ek het die Here aangeneem, ja, maar ek ken nog nie die diepte nie. Ek het nog nie die geestelike konneksie met die Here, wat hy wil hê nie, soos wat ek nou het nie. En daai aand staan ek op verboureerd, ek is kwaad, ek is boos. Yes. En ek gryp my pa,
En so agter die deur staan die graaf, en ek gryp na die graaf. Toe ek afhak, liewe luisteraars, toe is dit iets wat my wegstoot. En ek slaan nie verby my pa se kop, 'n gat in die muur. En daardie aand sit my pa my uit, in die koue, en ek roep by aand aan die Here. Ek sê vir die Here, ek het nou verkeerd gehandel. Maar ek kan nie anders nie, Here. En ek huil daardie aand terwyl die nagdou op my uitdou. En daai aand maak my ma die venster op 'n skreefie oop, dat ek moet inkom. En weet jy, liewe luisteraars, dat het so erg geraak, dat ek later posttraumatiese stres opgebou het. Ja. Dis hy vinnige stres. Dis die stres wat maak dat jy dinge aanvang, wat jy nie moet aanvang nie. Dat het vir omtrent 3 jaar so aangegaan, en my pa so aangegaan. En elke keer was ek maar uitgesit. Daar was 'n tyd wat ek en my ma saam uitgesit was. Maar die Here, omdat sy 'n moeder was, het sy altyd 'n plan B gehad. Ja. En jy weet, ek sit een hand by haar en ek sê vir my ma, dis nie nodig dat ons so moet gebuk gaan. En sy sê weer vir my die woorde, die Here sal regmaak. En jy weet, pastor, en liewe luisteraars, dat het nie net by dit gebly nie. En omdat die duiwel God se plan met my lewe geken het, bring hy 'n ander ding saam. Ja. Deur die posttraumatiese stres veroorsaak dat ek epileptiese aanvalle kry. Dat het so erg geraak, een nag, in die toestand waar my ma is, kry ek epileptiese aanval binne my slaap. En jy weet, ek is so opgestres. My ma kry my nie wakker nie. En terwyl ek daar is, toe ek my kom kry, toe ek wakker skrik, toe sit my ma met die waslap om my gesig af te vee. En sy roep na my, en sy huil en sy roep die naam van die Here aan, oor haar kind wat in daai toestand is. En die oggend toe ek wakker skrik, toe sit my ma nog steeds daar, want sy wil seker maak, ek is alright. En jy weet, om abused te word, deur iemand wat jy voor lief is, dis 'n moeilike situasie om daarvan weg te kom. Die abuse het so ver gegaan, dat my pa later nie eens meer gespek gehad het, vir my ma nie, of vir die belofte, wat hy aan my ma gedoen het nie. Liewe luisteraars, jy sal nou vandag dink, ek probeer my pa swart smeer, maar dit is nie so nie. Ek was baie lief vir my pa, en ek het omgegee vir hom. En jy weet wat gebeur, in die jaar 2006, 2005 kom ek tot inkeer. Luisteraars, ek gaan net dat ons vir 'n kort breekie gaan, en dan gaan ek vra vir u, om vir my 'n WhatsApp boodskapie te stuur op 063 054 8835. Ek dink tot hiertoe het evangelistige tye u al geraak, so enige iets wat u graag met ons wil deel, is welkom om die boodskapie te stuur. Ek speel vir ons 'n lekker stukkie musiek, dan is ons net hierna weer terug. Liewe luisteraars, jammer daar, my bors is die bietjie nog nie lekker nie, en iets gehoes daar, gehoor ek hoes daar, iewers voor ons op musiekbreek gegaan het in die agtergrond. Ek moes net vinnig gaan, dat ek net 'n bietjie kan lig sluk en so aan, maar ek wil glad nie vir evangelis stop nie, want u het nog net 'n titseltjie van die ysberg gehoor, het nog nie alles gehoor nie. So bly ingeskakel, ek wil hom nie elke keer onderbreek nie, maar as u vir my 'n WhatsApp boodskapie wil stuur, 063 054 8835. Ek weet op hierdie huidige oomblik is daar jong mense wat deur hierdie goed gaan. Ek weet ook daar's mamas wat deur hierdie goed gaan. En miskien is daar 'n pappa wat sê, julle praat nou net van die man vanaand, maar julle weet nie waardeur ek gaan nie. Ons wil graag hoor waardeur jy ook gaan. En ons wil nie net vanaand vir u die storie van evangelis vertel nie. Ons wil ook vanaand vir u bid. So, u kan enige tyd vir my 'n gebedsversoekie stuur, of u kan vir my stuur as u bemoedig voel deur evangelis se woord, 063 054 8835. Evangelis het ook 'n woord vir spesifiek iemand wat dalk ingeskakel is, en jy weet nie eers hoekom jy vandag ingeskakel is nie. Jy luister miskien net per toeval, en wanneer hy gaan sê, dan gaan jy sê, maar ek weet dit is ek daai, dit is vir my. 063 054
8835. Baie dankie vir die 2 luisteraars wat nou al WhatsApp boodskapies ingestuur het. Maar stuur vir ons as jy 'n gebedsversoekie het. Stuur vir ons as jy 'n familielid of 'n vriend het wat deur sulke goed gaan en julle sê, ek gaan nie name noem nie, maar ek wil hê julle moet asseblief bid en dan sal ons so maak, né? 063 054 8835. Evangelis weer oor na jou toe. En weet jy dit, liewe luisteraars, dat dit nie net daar gebly nie. In die jaar 2005, terwyl ek na die Here toe kom, weer uit 'n diep afvalligheid. Maar voordat ek by dit kom, wil ek net by dit aansluit. My huislike omstandighede het my so gedryf. Ons bly op die plaas, voordat ons weer terugtrek, Huiselsdorp toe. En my eerste selfmoordpoging, ek het nie geweet hoekom ek nie kon sterf nie. Ek het net gevoel, dis net te veel. Dinge is net te veel. Ek kan nie meer nie. Nou, ons almal weet wat op die plaas bly. Daai gif is 'n baie gevaarlike gif. Desol, dit word gebruik vir die volstruise om hulle mee te spuit. Dit word melk as jy water bygooi. En ek drink daardie dag, dit was, as ek reg kon onthou, was dit 'n woensdagmiddag. En ek sê vir myself, ek gaan 'n einde maak aan my lewe. Ek wil nie meer so leef nie. Ek voel nie dat my ouers het my lief nie. Ek kan nie meer hierdie abuse aanvaar nie. Ek het 'n seer. Ek wil liewers laat die dood my pad langs kom. En jy weet, halleluja, ek drink daai 'n mond vol en ek gaan lê. En terwyl ek daar lê, wag ek dat die engel van die dood my pad langs kom. Ek sê weer, ek het nie die Here geken in die krag van sy opstanding nie. Hierdie dinge het te veel geraak vir my. En ek lê daar en daar kom so 'n soort van 'n gevoel oor my en ek voel maar dis nou die dood wat nou my lewe wil neem. En daar kom 'n narigheid in my op. En ek begin te opbring, en ek begin te opbring, en ek begin te opbring, en ek wag en ek begin te bewe, en ek begin te koud word. En ek dink ook by myself, is nou gaan die dood my pad langs kom, as ek verlos van hierdie pyn, van hierdie lyding, het niks gebaat nie. En die gees van die Here maak my aan die slaap, sodat die gif kan begin te uitwerk. En jy weet, liewe luisteraars, terwyl ek wakker is, ek is so kwaad vir myself. Toe ek wakker word, ek vra vir myself, Here, hoekom laat U my dan nie sterwe nie? Ek kan nie meer nie, Here, om my ma so te aanskou, om hierdie pyn op haar gesig te sien, om hierdie man wie my pa is so te sien, Here, ek kan nie meer nie, want ek het geroep, U het nie geantwoord nie. Here, ek was by die polisie, by die maatskap, niks het gehelp nie. Wat dan nou nog, Here? Wat wil U met my hê? Ek verstaan nie. Ek is, Here, kyk hoe lyk ek. Ek is nie 'n mens nie, Here. Jy sien net wat voor oë is. Maar die Here sien 'n gevaarlike wapen wat in sy hand kan gebruik word. En ek sterwe nie. 'n Tyd daarna probeer ek weer, dat dit nie gewerk nie, want die Here het 'n plan gehad. Amen, definitely. En ek roep na die Here in my afvallige toestand. Terwyl die evangelie so uitgaan aan die kant van die Kerryblok in Balelistraat. En die skriflesing gaan uit Jesaja 59. Oh wow. Geen verlossing sonder bekering. En ek sê, Here, ek weet U praat met my, maar hier langs aan my lê 'n papsak. En terwyl ek daar sit, daar's niemand by my nie. Ons ken ons hy storie van skelm drink. En terwyl ek alleen in die veld is, in die gees roep my, ek moet kom. Maar die papsak begin om te skud. En die gees van die vyand activate oor my en hy vra my hierdie vraag. Hanlou, wie gaan nou die goed drink? Jy dan nou gaan skuld maak. En ek sak neer en ek gaan sit weer in hy bejammerte. En ek begin my sommer lekker dronk te drink. Want ek wil nie meer hierdie stem hoor, wat ek hoor om te sê, kom, dis nou jou geleentheid nie. En ek drink my so dat ek van niks af weet nie. Daardie oggend maak die koue my wakker. Deur mekaar. En my hart begin te verlang, hoe ek was toe ek by die Here was. En jy weet, liewe luister, ek gaan op na ons huis toe, in die middel van die nag, en ek kom kry 'n huis, wat geregeer word, deur die vyand, en drankmisbruik. En ek word daai aand so buite myself, dat ek aan my pa geveg aangaan.
Dat ek hy aan sê, ek het genoeg gehad. Miskien sit jy daar, jong man, jong dogter, en jy sê op jou dieselfde ding. Ek gaan nie meer dit toelaat nie. Ek gaan nie meer laat hierdie man of hierdie vrou my so abuse nie. Ek gaan nie meer toelaat dat enige iemand oor my loop nie. Maar luister vandag na hierdie getuie. En daardie aand moes my pa gesterf het. En ek gryp na iets, en ek weet ek is so blind kwaad, en ek steek na my pa met dit. En ek steek mis en my ma stoot my een kant toe. Iets by die deur. En toe ek eers buite kom, toe besef ek, ek het 'n gevaarlike wapen in my hand. En jy weet, dit is wat abuse aan jou maak, hy bring iets binne in jou uit, wat daar nie moet wees nie. En dit gaan aan, en ons trek na Duiselsdorp toe. En ons begin te bly in Duiselsdorp, en ek begin my heeltemal oor te gee, vir drank. En die abuse het nou opgehou. Maar die binne in my is 'n wroging. Ek wil vandag vir die gemeenskap sê, oral waar my stem uitgaan, daar is 'n wroging, wat jy nie kan hanteer nie. Maar jy moet luister vandag, wat die Here vandag vir jou sê. En jy weet, pastor, ek vroeg met hierdie ding, maar hier's 'n kind hier binne my, wat roep na my. Wat sê, kom laat ek jou gesond maak. Kom laat ek jou herstel. Kom laat ek jou bevryding gee. En aan die ander kant roep die ander stem, 'n harde stem, sê dis nog jou tyd nie. Kom nou, hier's nog te veel dinge wat jy kan doen nog, voordat jy kan gaan. Die vyand het my gehou, tot en met 2005, met my laaste selfmoordpoging. Hierdie keer, het die Here my self toegelaat, om te gaan kennis maak met die doderyk. En terwyl ek daar staan, ek kan dit nie meer die druk hanteer nie. Ek het my hart, net voor ek my hart vir die Here weeggee, kom hierdie ding in my gees op, maak 'n einde aan jou lewe. Ek sê weer, soos ek gesê het voorheen, die Here werk soms verkeerd om reg. En omdat hy, halleluja, soms verkeerd om werk, dit vat te lank, voor die Here deurkom. Die abuse het nou opgehou, maar nou is daar 'n letsel, binne in my gees, in my siel, wat my vreeslik ontstig, en seer maak, en dit dryf my. En ek staan daar Saterdagmiddag, in Julie maand staan ek daar op daardie 4 rigting stop. Ons noem dit die muur. En ek sê vir die Here, ek vra vir die Here, en ek is onder die invloed van drank, en die duiwel hits my aan. Maak 'n einde aan jou lewe. En ek probeer 'n einde maak aan my lewe. 'n handvol pille, met 'n liter wyn. En ek gaan lê. Maar die gees van die Here laat my nie met rus nie. Here sê, stuur 'n boodskap na die naaste persoon toe. En ek stuur 'n boodskap. Terwyl ek daar lê en ek voel nou, ek gaan nou na die beswyming in. En terwyl ek in die beswyming ingaan, word alles voor my net blank. Ek hoor niemand, ek sien niemand, dis net 'n stilte. En ek word pikswart. Pikswart, stik, soos 'n swart, wat ek nog nooit gesien het. En die stem roep aan my in die hospitaal, onder in die doderyk. En hy roep op my naam. God ken jou naam vandag, jong dogter. Jong man, jong mami, die Here ken jou naam. Hy weet waardeur jy gaan. En die Here roep na my en ek antwoord. Ek probeer praat met hom, met die stem wat hier uit die donkerte uitskyn, die lig. Maar ek kan nie. En hy vra 3 keer vir my so, hoe lank gaan jy aanhou met dit, waarmee jy besig is? Jy weet, liewe luisteraars, as ek so kyk en ek sien, en ek vra vir die Here, hoekom het U aan al hierdie wonde toegelaat? Dan sien ek, dan kom dit na my toe. Ek moes die wonde toelaat, sodat ek jou een van die dag kan genees, sodat jy vir iemand anders 'n genesing kan wees. Ek het vir die Here gevra, maar hoe kan ek vir iemand anders 'n genesing wees? Ek is aan self 'n gebroke siel. Hy sê nee, ek het jou gesond gemaak, sodat jy vir iemand anders 'n woord kan gee om hulle gesond te maak. En jy weet, liewe luisteraars, ek staan op by hospitaal toe,
en daar is geen vriende nie. Sure. Daar's niemand nie. En hierdie persoon met die naam wat my pa is, kom voor die daar kom, sê die Gees, hy blaas aan my oorpoort op 'n Sondagmôre. Hy sê vir my, Hanlou, nou moet jy die Here kans gee in jou lewe. Ek staan daar op 'n dwaalweg en ek kyk, hoekom moet ek nou die Here dien? Terwyl ek alles het, ek het chommies, ek kan alles kry. Maar ek besef, en die stem kom na wat aan my geroep het onder in die doderyk. Hoe lank gaan jy aanhou met dit waarmee jy besig is? Ja. En daardie môre, liewe luisteraars, kom haar begeerte in my op. Ek moet vanoggend in die huis van die Here wees. En daardie oggend kom my pa daar, en hy kyk my so. Hy vra vir my hierdie vraag, wat is dit met jou, wat wil jy hê? Ek sê my pa, dis 'n vraag wat ek nie vir jou kan antwoord nie. Hy sê vir my, weet jy wat? Jy het 'n dom besluit geneem. Dis nie daai nie. Dieselfde man wie die wonde veroorsaak het, gebruik die Here daai oggend om vir my te sê, dit is nie jy daai nie. Ek ken jou. Ek is jou pa, ek weet dis nie jy daai nie. Hy sê daai oggend vir my hierdie woorde. Hy sê ek soek my kind terug. Wow. Want dit is nie my kind nie. En daar was 'n gespreklose tyd tussen ek en my pa terwyl ons uit Oudtshoorn Ditteldorp toe ry. En weet Pastor Gillian, wat ek besef ek daai oggend, dis waar wat Johannes 10:10 sê. Hy sê die dief het gekom om te kom steel, te verwoes, te vernietig en agterna dood te maak. Yes. Maar Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Ek is in die huis van die Here. En die Gees sê vir my, maak jou saak reg. En ek gaan uit, maar ek gaan sê vir die pastoor, bid vir my, ek het selfmoord gepleeg, maar die Here het gesê, ek moet my bekeer. En die Gees het my nie gelos nie. En die Here sê dit plaas dit op my hart, sonder dat ek bewus daarvan sê, ek pastoor toe die diens uit is, julle moet Dinsdag aan by my huis kom dien so. Dit is die adres. Ja. Sonder dat ek bewus is, die Dinsdag aan kom hy daar, en die Gees sê weer vir my, maak klaar. Kom nou. Ek sê net, nee pastoor, bid vir my, ek het afvallig geword. Maar die Here het gesê, bekeer jou. Ja. Die Woensdag aan kom die Here weer na my toe. Ja. En die Here kom sê vir my, hoe lang dan nou nog handel? Hoe lang gaan jy aanhou met dit waarmee jy besig is? En daardie tyd, terwyl ek daardie oomblik, halleluja, die Woensdag aan besef, maar Here, ek moet regtig waar U 'n kans gee. En die Donderdag aan is daar weer 'n diens. Ja. En wat ek vanaand vir u gaan vertel, daardie Donderdag aan toe kom redding na my huis toe. Daar's 'n lied wat my bemoedig, 'n koordigter wat sê die timmerman se seun. Oh, yes. Jesus die Nasarener. Hy kom die Nasarener kom in Bimmerstraat afgestap. En hy kom besoek ons se huis. Bimmerstraat nommer 7 kom besoek hy. En weet wat bring die Here vir my saam? Terwyl ek daai aand 'n besluit neem. En ek sê vir die pastoor, ek wil my hart vir die Here gee, wat daai aand uitgaan, is Jesaja 55, die dringende uitnodiging. En weet die liewe luisteraar, terwyl ek daardie aand op my knieë is, toe wys die Here vir my 'n fondasie wat vol kraak is, en terwyl ek daar sit op my knieë en bely, en ek huil voor die Here, toe begin ek te besef, dis my lewe die, wat so stikkend is, wat so uit mekaar geskeur is. En soos ek bely, sien ek 'n hand oor hierdie fondasie stadig beweeg. Yes. En toe die dienaar sê amen, en ek sê amen, toe ek so kyk in die gees, toe sien ek 'n herstelde fondasie, 'n herstelde lewe. Ek gaan net so 'n oombliekie vir ons 'n musiekbreek neem, en dan gaan ek dadelik weer terug wees. Ek sien hier's boodskapies op my foon, daar's boodskapies op die WhatsApp, en ek gaan nou antwoord op jullie luisteraars. Gee net so 'n oomblik, net so 'n musiekbreekie vat, en dan gaan ons terug weer saam met u. Net so 'n bietjie vas. Hierdie volgende koortjie sê, hou net aan. Moenie gaan nie, hou net aan, want daar's nog baie wat na u kant toe kom. Ja, luisteraars, die Here is daarom net getrou, né? Ek gaan vir u van die boodskapies lees wat ek gekry het. Suster Des Lucas het gestuur, ons is ingeskakel, Magie, die Here is mooi.
wag, ek sien nie, dis broer Des en Suster Elby. Okay, dit is nou nie Suster Des Lucas nie. Jammer my dierbares, dit is daar my dierbares op volmoed. Suster Elby en broer Des wat die boodskapie vir my ingestuur het. Amazing van julle om te reageer hierop. Hier's voice notes op, maar so waar dierbares, ek gaan nie nou 'n voice note kan oopmaak nie. Ek gaan intussentyd gaan ek luister daarna wat die boodskapie is vir evangelis en dan sal ek dan so deurgee. Maar ek moet die op die WhatsApp gewoon net 'n bietjie aandag gee. Shannon daar van ons dorp het 'n boodskapie gestuur. My hartsmensies is op die lig. Ek groet my pragtige mams, Pastor G. Ek is ingeskakel, tonne liefde. Dankie daar Shannon, maar waardeer jou boodskapie. Baie lekker om van jou te hoor en ek wag vir jou kuiertjie. Dan het Suster Jacomina Ewerts 'n boodskap gestuur. Sy sê ek is ingeskakel. Amen. Nog 'n mooi boodskapie wat ons gekry het. Monay Waggenaar stuur hierdie boodskap. Hy sê Pastor, dis 'n mooi getuienis, dit raak. Amen. Dit raak Amen. sê. Hy sê maar God sy krag van vat van krag, sy krag tot krag. Amen. En het nou net skielik enetjie weer ingekom. In hoofletters getik. Goeienaand Pastor Jillian en die broer in die ateljee. Dit is evangelis Hanlo Erasmus, my sussie wat ingestuur het. Geseënde testimonie. Ja, hou vas my broer. God het nooit teleurgestel nie, hou aan. No matter your circumstances, God is good all the time. En dit kom van Suster Baby. Dis nou Suster Marianne Anthony, maar sy sê altyd Suster Baby. Dankie Suster Baby vir jou mooi boodskapie. Baie dankie Suster. En vir die van u wat tot dusver gestuur het. Nou as u ingeskakel is en u dink ek wil ook stuur, maar die vrou dan nou nog nie weer die nommer gegee nie. Ek vra groot om vergifnis. Die nommertjie in die ateljee 063 054 8835 063 054 8835. Ek wil ook vir ons luisteraars sê wat ingeskakel is en miskien die van u wat leiers is en ja, op buiteplekke of op verskillende plekke, man, praat saam met evangelis Hanlo as julle vir hom nodig het om 'n openligdiens of 'n huisdiens of 'n groot veldtog te kom hou. Ek promote die manne van die Here, man. Ek glo mense moet sê sodat die Here hulle kan gebruik. Mens moenie selfsugtig wees en sê maar nooi my nie of ag doen dit nie. Gebruik hierdie man van die Here want hy kan siele na die Here toe lei. Mense wat hierdie storie hoor, glo ek het gaan nie 'n ander uitweg het nie en sê maar ek wil my saak ook met die Here regmaak. 'n Ware getuie red lewens. Ek voel altyd evangelis, my testimony is vir my so 'n maklike storie is net so like yes I went through that, maar hoe meer ek na ander mense se getuienis luister, remind die Here vir my, remember what you went through, why you scared to tell your story. En ek het regtig nog nie veel van my verhaal vertel op die lig nie. Ek het klein stukkies gebring en nog nie alles. En ek dink as mense ook net weet waar langs ek met die Here kom, die pad wat ek moes stap om ook. En is eintlik maak ons hou onsself terug, want die Here praat soveel mal. Ek luister hoeveel mal u gesê het, die Here vir u gesê het, wanneer. Die Here praat met ons en dan ons soek 'n supernatural way vir die Here om te praat. Ons soek amper die son moet in die nag skyn en die maan in die dag skyn. Sorry luisteraars, dit klink nou baie radikaal, maar dit is hoe mense is. En baie enige boodskap wat jy hoor of enige song wat gespeel word is 'n invitation to come to Jesus. Enige koortjie as die man wat nog gesing het, hou net vas. As jy nog nie die persoon net aan wie jy moet vashou nie, dis 'n uitnodiging, kom na hom toe sodat jy kan vashou. En baie van die goed wat ons speel, daar's maar net een ware vriend. Ongelowiges sing hierdie lied, daar's net een ware vriend, maar hulle wil nie daai ware vriend in hulle lewe hê. They sing about him. Ongelowige mense selfs mense wat die mekaar is en aangaan, sal vir jou sê hierdie dag, as dit nie vir die Here was nie. Nou vra jy, wat het gebeur? Nou vertel hulle miskien daar was die geld nie, of wat was die kos nie. As dit dan net dit waarvoor die Here gekom het, moet hy net kos gee. Moet hy gou iemand gesond maak. Hy wil jou siel red. Hy wil keer voor jy die afgrond ingaan, voor jy ook probeer selfmoord pleeg, of voor jy iets anders doen wat erger is. Die Here wil dit vir jou ook doen. So moenie wag vir 'n ding om met jou te gebeur nie. Kom na Jesus toe. Jesus is nog 'n mooi iemand wat 'n boodskap stuur. Amen,
hou aan met die werk van die Here. Selfie Sagie van Duiselsdorp en sy sê Amen. sy's ingeskakel, prys die Here. Prys die Here. Suster Sally dat die ingeskakel is, lekker om ook van u te hoor. Ek vind so uit die nuwe luisteraars se name want ek ken al die oues se name. En hierso is nou nog 'n boodskapie wat sê, Pastor, as Jesus roep, amen, ek stem saam met Yes. u so dierbare, is dit 'n buitengewone roep. Yes. Evangelis, hou vas aan die genade toe. Now sometimes people think I can't find their names, maar ek vind die naam, Oudeling Isak Visser, ek het hom daar, ek weet om julle name op te soek, as die naam nie daar onder aan verskyn. Yes. Maar baie dankie ook vir u bemoediging, vir Evangelis vandag, om vas te hou aan die Here. Ja, as u ook vir ons 'n WhatsApp boodskapie wil stuur, Evangelis het 'n dringende ietsie wat hy ook moet afgee en ek is so bang die tyd haal ons in, dan is dit nog nie afgegee nie. 063 054 8835. Ek wil ook vir Evangelis nou hier uitnooi om te sê, as jy eendag op 'n Woensdag af is, Eerste Mei, ek is al reeds daar. Ek is die genooi. eerste oggend, like you off tomorrow. Yes. Nee. No, the 1st of May. Now that 1st of May you invited, if you don't have somewhere else to go, Yes. ek praat nog nie net van hierdie worship Okay. nie, ne? Ek praat van as jy beskikbaar is die 1 Mei die oggend. Please come and share a message with us on the radio, sodat iemand die boodskap kan ontvang. Van yes. Is nou nog 'n WhatsApp boodskap hierdie lyk nou kom die boodskappe geweldig in. Broer David Meyer sê, wag, ja, Nancy Pastor Jean Evangelis Hanlou. Ek en my vrou is ook ingeskakel en geniet die program. Pastor G en Evangelis, 'n ontmoeting met die Here in ons lewe is Amen. nooit weer dieselfde Amen. nie. Prys die Here. Evangelis, al wou u die hand van God los, Yes. het Jesus ons Heer nooit jou hand gelos nie. Yes. It's not over until God says it's over. Hou vas aan God, Evangelis. Amen. Van Pastor David Meyer en sy pragtige lieflike vrou Audrey. Dankie Pastor David vir Baie dankie, boodskap. Pastor. Ons waardeer dit weer eens. 063 054 8835. U moet asseblief die WhatsApp boodskapies laat inkom. Ons hoor van u, maar ek glo omdat hy 'n evangelis is, sal Hanlo graag vir u hierdie ander boodskapie ook wil gee, maar hy wil ook saam met u bid. Dit sal so lekker wees om vanaand iemand te kry wat Yes. sê, ek kan nie meer nie, Yes. sal u asseblief vir my bid. Ons wil nie net met u praat nie, ons wil siele wen vir Ja, Jesus. amen. We want you to say, I need to put up my hand tonight. Yes. En as jy nie kan veel sê nie, en jy wil net die vingertjie wat hulle so op WhatsApp het, Yes. wat 'n vingertjie wys wat opgaan of 'n hand, stuur ons die Yes. emoji man. Ons gaan weet wat jy daarmee Yes. bedoel. We will have your name, and if you say, please don't mention my name on air, it's fine. Ons gaan jou naam sien en ons sal bid without mentioning your name, because God knows Yes. who you are. En Dis die waarheid. hy weet wie van u sit te luister. Ek gaan graag hierdie vir u speel net Amen. voordat ons verder gaan. Baie diep, lei my uit. Nou, miskien dink jy, ag maar ek het nog nooit gerook en gedrink Drink nie. yes. Ek voel ek kan skel nie eers Yes. nie. Ek is elke Sondag in die kerk. Yes. Ek is my ma en pa se soetkind, of ek is 'n baie getroue man. Ek het nog nooit my vinger van my vrou gewys nie. Of die vrou sê nee, maar ons twee weet waar is die kerk. Yes, we know where the church is, but do you know where Jesus is? Is Jesus in your heart? If he's not in your heart yet, if you haven't accepted him as your personal savior, this right now here, it's your moment, it's your time. Maar jy moet vir my die WhatsApp boodskapie stuur op 063 054 8835. Ons is net hierna weer terug saam met. Yo, what's up? Baby, let's go! Dis ingeskakel op RPD FM 107.4. Jou hartklop vir Christus. Ja, dierbaar is die duiwel is 'n leienaar, joh. Maar die Here is die Here. Het iemand vir ons net so ou 2 handjies gestuur, biddende handjies. Amen. My dierbare, as u wil hê ons moet vir u bid, stuur vir my dan daai enetjie wat wys thumbs up, want ek sien u naam. Ek gaan dit nie op die lig doen nie, want ek dink daai biddende handjies is dat u wil hê ons moet vir u bid. Yes. So my sussie, enige tyd wanneer u vir my dit sê, sal ons vir u bid. Ons gaan nie u naam op die lig noem nie. Kathleen sê, hierdie man van God se getuie het my weer moed gegee om aan te gaan vir die Here. Yes. Daar is Dankie, nog hoop. Here. Moenie laat jou omstandighede Yes. jou onderkry nie. Yes. Gee alles vir die Here. Amen. Prys die Here en sy is sis Kathleen
Baie dankie sis Kathleen. Baie dankie suster. Prys die Here, daar's nuwe moed in alles wat die kinders vir. Daarom kan ons nie ophou moet getuig nie. Ons moet vir die dierbares vertel vir die goedheid van die Here. Vrede volk van God. Apostel McCloon Bredasdorp is op internet. My seun evangelis Hanlou vat moed. Ek profeteer vandag dat God jou grondgebied moet vergroot. En dit kom daarvan Apostel McCloon van Bredasdorp af. He's listening via our app on the radio. Isn't God good? Mense kan vir jou hoor tot in Amerika as hulle daai app het. Die Apostel van ingestel. Apostel McCloon, ek het ook al baie van u gehoor, maar nog nooit vir u ontmoet. Ek hoop breek 'n dag aan waar u 'n draai kom maak in Oudtshoorn, nie George nie, in Oudtshoorn. En kom sê hallo hier op Heartbeat FM. Ek het al baie van Apostel McCloon gehoor. Dat die sister vir ons daai thumbs up gestuur, so we will pray for you, my sister. Yes. Daar's niks wat die Here nie kan doen nie, al is dit op die golflengte van 'n radiostasie. Yes. Ek dink evangelis, u moet vir ons daai gedeelte share, wat die Here vir u daai openbaring gegee het. I can always ask you come back. Yes. En ek dink vir daai dag wanneer u kan kom om die boodskap te bring, kan u die res vir ons van daai insit. Want ek is so bang ons mis daai openbaring wat die Here vir u gegee het. En die tyd raak miskien dan minder. Kan ek gou net by dit, terwyl ek hierdie oor die openbaring gaan kry, gee die Here Woensdag, praat die Gees van die Here met my. Ek gaan nou terugkom na die openbaring toe. Ek ken nie die mense en ek weet nie wie hulle is nie. En omdat die Here my geroep het, ek is geroep deur Esegiel 33, die brandwag. As jy die gevaar sien, moet jy alarm maak. Of jy moet die bassein blaas, sê die vertaal het. Praat van die bassein. Maar die Here lei my terug na 'n gedig wat ek geskryf het. Die gedig is in laas jaar geskryf. Ek het nie geweet hoekom ek hom moes skryf nie. Die gedig gaan so, haar hulpkrete. 'n Blou oog staan sy in 'n aanklagkantoor. Vernederd en geskend staan sy as 'n verloorder. Polisiebeamptes kyk met oë so koud. Mevrou, wat is u probleem of fout? Oë van slagoffer skiet vol trane. Help my, hy gaan my doodslaan. Beampte kyk neerhallend op haar neer. Skaamteloos kyke word sy gegee. Help my asseblief, anders gaan hy my doodmaak. Sonder enige hulp van die gereg is sy weer terug na die huis van geveg. Onder 'n wit laken lê sy toegegooi. Haar hulpkrete lê nou op elke tong verstrooi. Die wat haar moes beskerm, staan nou rond. 'n Gemeenskap staan buite met baie vrae wat verstom. Haar hulpkrete was so hard, uitgebasyn, selfs die howe het gehoor van haar pyn. Maar ou Laas het haar hulpkrete opgehou. In 'n breinkussie lê sy met oë geslaan, pers en blou, haar hulpkrete. Toe die Here laas jaar vat die Here my terug. En die Here laat my toe om deur iemand se proses, 'n vroulike persoon met hierdie pyn te gaan, en die Here laat my sien deur haar hoe dat dinge is op daai oomblik. Ek het nie verstaan nie. En nou, laas Woensdag toe praat die Here met my, sê die Here, ek wil hê jy moet hierdie gedig voorhou. Want die openbaring wat ek aan jou gaan gee, het betrekking op hierdie gedig. Nou, liewe luisteraars, ek wil vanmiddag vir u sê, omdat die Here my geroep het, moet ek die waarskuwing afgee. Ek sien in die atmosfeer 'n vrou, 'n groot vrou, 'n moeder sit daar met haar hande, haar kop tussen haar hande, moedeloos. En ek vra vir die Here, hoekom wys u vir my hierdie vrou? Die Here sê, kyk. En die Here vat my binne in haar hart in die gees, om te kan sien hoekom sy so sit. En weet jy wat sien ek? Sy is nie bekommerd oor haarself nie. Sy is bekommerd oor 'n dogter wat in so 'n relationship is. Abusive relationship. Sy was al saam met haar dogter na die polisie. Ek wil hê jy moet vanmiddag luister. Ek weet u is ingeskakel vir wie hiervan gepraat word, wie die Gees hiervan praat. En die Here wys dat sy was al by die polisiestasie. En daar het niks gekom van die saak nie.
weet jy wat gebeur? Elke keer wanneer 'n ma daai move maak om haar uit daai kloue uit te kry, dan sy die een wat terugstap weer na die abusive relationship toe. Nou die Here het op my hart gelê om hierdie cycle te breek deur middel van 'n gebed of 'n manifestasie, sodat dit gebreek word. Die Here het dit vir my ma gedoen en vir my. Die Here het ons wonde gesond gemaak deur middel van die pyn en die lyding waardeur ons is, het hy self op sy tyd en sy manier stil gemaak, dat daar nou vrede is in die huis. Ek wil vanmiddag vir iemand sê, mama, ek weet nie wie jy is nie. Jy's bekommerd oor jou dogter. Jy's bekommerd want stuk vir stuk sien ek in die gees hoe word haar mooiheid van haar weggevat. Sy's daai man se slaansak. Hy sê hy's lief vir haar. En dis wat sy ook vir u gesê het, mama. Maar dis nie liefde nie. My familie of my ma se familie het gevra, hoekom los jy nie die man? Die man is nie lief vir jou nie. Al wat sy kon gesê het, ek gaan my by my belofte bly. En sy het by haar belofte gebly. Maar vandag is daar wonde wat sy na moet self kyk. En sê, maar dit kon verhoed gewees het. En in vandag se tyd wil ek jou sê, mama, jy is nie alleen nie. En die Here het dit op my hart gelê om vanmiddag 'n manifestasie te doen. Ek weet jy luister vanmiddag, dogter, en jy draai jou oor weg van die waarheid af. Maar hy is nie vir jou nie. Hy's daar om jou af te breek. Hy's daar om vir jou meer pyn te veroorsaak. En hy's besig om die mooiheid wat God aan jou gegee het, van jou af weg te vat. Want as jy hom gaan los, dis die eerste ding wat hy ook vir jou sê, gaan niemand vir jou kans sien, en dis hoekom hy jou breek, stuk vir stuk. En die Here sê, dit stop vandag hier. Dit stop. Mama, die Here weet waar jy oral was om jou kind te help, maar nou gaan die Here self intree. Dierbaar is ek vra weer vir u, as u voel, is ek, stuur vir ons die WhatsApp boodskapie op 063-054-8835. Ons gaan nie u naam noem nie. Amen. Maar dit is uiters belangrik om in hierdie exact atmosfeer te sê, that is Hallelujah. me, will you pray for me? Yes. That is Jesus. me, will you pray for me? Ons het baie luisteraars wat op hierdie oomblik vir ons 'n regop van 'n tyd stuur, dat hulle het gebed nodig. But if it's you, just let us know, that is me, so that ons specifically kan bid vir u. Ons gaan vir almal bid wat hy duimpie ingestuur het. We will pray for everyone. But if it's you, there is no shame in it. But you will gain nothing to be ashamed and say it's me. You will just lose. Hierdie is jou breakthrough moment. Hierdie is jou skeidings, is jou waterskeiding oomblik. Hierdie is jou oomblik van waar die Here letterlik voor jou staan en vir jou die rooi see oopklop en sê, take my hand, daughter. This is for you. En as jy die mamma is van die kind, en die kind luister nie nou nie, but you know, mom, that you know it's my daughter going through this. Sê dan vir ons, it's my daughter. I will not read your name. Dat bly confidential. En is net ek wat nou op hierdie oomblik op die WhatsApp kan kyk. Niemand anders nie. En aan die einde van hierdie program, delete ek in elk geval elke enetjie. But if it's you, I will keep your number, en ek sal dit gee vir evangelis, so that he can speak to you and can deal with you and you can get help. If you tell me tonight, that is me, or that is my dogter. Ek kry nog steeds boodskapies, like literally, I don't know, wat ek sal lees en ook teruggee, en vir u kan sê, as u sê, maar dit het gebeur met my. So laat weet asseblief vir my, ek soos ek sê, op my foon het ek ook 'n boodskapie, dan daar dierbaar is vir ons 'n boodskapie gestuur, ek moet net dit gou lees, Nant, maar ek is ingeskakel, 'n wonderlike getuie, die nommer wil nie syf op my foon nie, ek en Cleonie is ingeskakel, hou Alicia in die slotgebed, sy siek hier by die huis, dankie, Lindy, ons maak so, ons sal bid vir Alicia, die vyand is 'n leernaar, sy presteer uitsonderlik goed op skool, en ek weet dit, en is
Al die goeders, ons gaan dit afsny vanaand in ons finale slotgebed. Maar ek wil net weer eens vir hierdie spesifieke persoon met wie die Here praat. Amen. As jy een is van die mense wat hy thumbs up gestuur het, just type a note aan die onderkant by en sê, maar dit is ek, I need that prayer. Yes. Ek gaan nie 'n naam noem nie, ek praat met niemand buite en sê wie is hy. Teen die tyd wat ek hier uitstap, het ek die name in elk geval vergeet van almal wat WhatsApp boodskappe gestuur het. So, ek wil graag hê dat evangelis dan vir u bid. Ons gaan nie u naam noem loud in die gebed, we will just pray in general, and I will bring you in contact with Evangelist Erasmus as jy nou dan sê dit is okay. Maar die nommertjie 063 054 8835. Ek gaan ook evangelis se nommertjie op die lig lees, want dalk is die mamma ingeskakel van hierdie kind of hierdie dogter, of dalk is die dogter ingeskakel, maar omstandighede is nie nou maklik om dit dalk te tik nie, want miskien is die circumstances nie daarna nie, maar kan u dan sy nommertjie afskryf, en dan kan u vir evangelis kontak, nee? Nou as u nou een van die mense is wat sê, ek sal graag persoonlik met evangelis wil kontak maak, dan gaan ek gou vir u net die nommertjie gee, hier op die WhatsApp, en dan kan u vir hom 'n boodskap stuur. Evangelis se nommertjie as dit alright is, ek het ook die lig gee. Is 072 870 6573. 072 870 6573. Ek sal dit weer 2 keer gee voor ons klaarmaak. 072 870 6573, want soms lees ek 'n bietjie vinnig, en dan het u nie nou dadelik 'n pen nie, maar voor ons na die einde se kant toe sal gaan ek definitief weer evangelis se nommertjie gee, indien daar 'n spesifieke luisteraar sê, maar ek wil graag met evangelis persoonlik kontak maak. Ek verstaan heeltemal, nie almal is altyd so om in te stuur nou na die WhatsApp nie, want mense het mos maar hulle twyfel, gaan my nommer nou nie gebruik word nie, gaan my naam nie gesê word nie. Listen, we may not do that. Ek kan nie met die naam loop nie. Daar's codes en goed wat ons voorsien by die radio, so I won't do that. Maar as jy graag dit wil doen, ons is hier vanaand vir jou. 063 054 8835. En net soos wat die Here met evangelis gepraat het, en herhaaldelik vir hom dit gesê het, jy mag dalk nie herhaaldelik daai kans kry nie, luisteraar. This is your moment. This is your time. This is where you say it stops tonight. Ek gaan my naam stuur, of ek gaan sê that's me, en dan hoef jy niks verder te sê nie, as ek die boodskapie kry that's me, net so, dan sal ek net vir evangelis die nommertjie gee met die naampie by, en that's where it ends. Of ek sal het evangelis self jou naam en nommer afskryf, then I don't even have it. So, dit is hoe ver ons gaan om vir iemand te sê, die Here is lief vir jou, en ons kan dit nie verby laat gaan nie, dat die Here vanaand spesifiek met iemand praat. Of die dame self is op die lig, of mama is ingeskakel. Maar die Here sal nie so iets vanaand laat gebeur. Jy moet onthou, evangelis, ek was nou siek. En I couldn't made it. Ons moes dit al voorheen gehad het, die afspraak moes al gedoen gewees het. Maar die Here het geweet nie daai Dinsdag aan, ook die Dinsdag aan daarna nie, dit moet vanaand wees. En dit gaan nie volgende week wees nie, dit is vanaand. Môre is dit heeltemal 'n anderste program, en dan is jy dalk nie ingeskakel, die dierbare, want môre is dit in die oggend en jy werk dalk. So, ek weet nie, u sal weet, okay, should I check the phone? Ek kan nie, moet ek my phone kyk? Ek sien iemand sê, check your phone to answer. Ek sal kyk, dierbare luisteraar, ek sal kyk, ek weet nog nie of het vir evangelis gestuur is, of vir my nie. Maar ons het 'n boodskapie gekry wat sê, WhatsApp voice call. Ek kan ongelukkig nie voice calls aanvaar hier op die lig nou nie. As u miskien net weer vir my die boodskapie wil stuur, van die WhatsApp voice call, wat ek moet check, want hy het nou net verdwyn van die foon af. As ons net weer die nommertjie kan kry, ek weet nie of het WhatsApp self is wat nou vir my die boodskapie deurgestuur het, terwyl iemand getik het nie, dat het net so onderkie op my skerm verskyn. As u net weer vir ons kan sê dat ons 'n foon moet check, sal ek dit wel doen,
want dit is op die radio waar dit deurgekom het en nie by my nie. So ek hoor graag van u. Ek hoor baie graag van u op 063 054 8835 063 054 8835. Ek het 'n boodskapie gesien wat sê please check your phone for a voice note. Maar ek het nie 'n voice note. Dis 2 voice notes op my foon, maar dit het al opgekom 5 uur al, so dit kan nie dat die wees nie, want ek dink nie ek het my nommer op julle gegee nie. So ons sal maar sien wat kom deur, liewe luisteraar. Maar stuur asseblief vir ons daai boodskapie, want ek het iets gekry wat sê check your phone op Heartbeat se dingetjie en hy dadelik net weer verdwyn. Ons nommer in die ateljee 063 054 8835. This is your moment. Don't let the enemy pass you by. This moment pass you by because the enemy, die mensemoordenaar, en wat nie wil hê jy moet leef nie, is preventing you from typing that message. Hy wil nie hê jy moet dit stuur nie, en na hierdie program verby is, gaan ons oorskakel na George toe, en George se mense gaan hulle programme verder doen. Ons is eers weer in Oudtshoorn môre op die lig, maar dan is daar nog steeds programme wat van George af uitgesaai word. Ek is eers weer tussen 10 en 12 môre op die lig. So ek wag vir u, laat hoor maar van u. Ons kyk maar, ons wil nie graag die tyd laat verbygaan nie, sodat u vir ons hierdie boodskap kan stuur. Thank you, dear friend. Het iemand vir ons 'n boodskapie gestuur? We won't read your name. We won't read this name. We won't even say what you're saying. Maar ek gaan dit vir Evangelis laat sien, dat hy sien wat daar gesê word. Ons gaan even vir dit bid. As u hierdie persoon wat u nou vir my sê, wat dit deurgaan, as u voel dit kan daai persoon wees, stuur vir die persoon 'n boodskapie, of vra vir die persoon om vir ons 'n boodskapie te stuur, of kom ek gee weer Evangelis se nommer. Ek gaan dit vir u type, dan kan u dit miskien vir Evangelis, kan u miskien self met hom kontak. Ek gaan vir ons musiek maak, en gaan ek vir u persoonlik Evangelis se nommertjie deurstuur. Amen. Ek sien iemand type vir ons 'n boodskap. Okay, kom ek wag maar vir een om op die boodskapie klaar te tik. Maar kom ek speel vir u 'n stukkie musiek. Ons wil regtig iemand vanaand help, daardie spesifieke persoon vanaand help om u boodskapie te kry. Kom ek speel vir u. Hierdie is 'n pragtige lied. Ek het spesifiek Evangelis toe een of ons ek koortjie stuur, en my technician sê, wat paste, ek kry nie hierdie goed, want die artiste naam is nie daarby nie. Gelukkig kon ons gaan soek. En ek dink aan hierdie song wat baie mense dink is 'n love song. Hulle dink die persoon sing dit vir sy meisie. But in actual fact, this is a born again child of God singing this song, Torren Wells, en hy sing hierdie song wat sê trenches. Ek hoop dat ek net sien, hy sing hierdie lied Trenches. Trenches praat van skuiling, waar die ouens in die army moes skuil, en dan sien julle lê in hy slote. Dis daai tipe sloot. En wanneer Torren Wells hierdie ding sing, dan sê hy, die Here is saam met jou in hy ding. Dit wat jy deurgaan, dit wat jy deurmaak, die Here is met jou. Amen. Al word jy ge-abuse nou, al gaan jy deur hierdie, die Here is met jou, maar die Here wil 'n uitkoms gee. Hy wil ons, of Evangelis vir jou uitbring, sodat hy vir jou kan kom bid, en dat hy vir jou kan support, hy en sy mense vir jou kan support, en vir jou deurhelp, en dalk net. I'm gonna stake my very name on this tonight. Red die Here die man se siel. En jy word ook gered, en dinge verander, en julle sit een spesifieke Woensdag aand, and you said on that specific Wednesday night, I was tuned in. En my vrou het haar hand opgesteek en gesê, dit is sy, of haar mamma het ingestuur, maar hier sit ek vanaand die abuser, I'm telling you all men, I'm bringing my testimony of change. Voor jy die musiek speel, weet jy wat drop die gees van die Here nou in my gees, oor hierdie situasie. Ek wil die mamma nog nader bring, of die persoon nog nader bring. 2 dae gelede, het die dogter ingekom, onder trane, en sy het gesê, ek is moeg, maar ek kan nie meer. En waarom hy hierdie lied sing oor die trenches. Jy sien, ons is soms in hy duik, in hy gat, en ek kan nie kom nie. Ek kan net so kortliks. Ek het ook gewonder, hoekom wil my ma net in die gat bly, van abuse?
Maar ek het nie verstaan nie. Ja. Hoekom het sy toegelaat, terwyl daar so baie hande uitgesteek het na haar? Maar sy het hulle almal laat verbygaan. En toe ek nou begin te groter word en ouer word, toe begin ek te verstaan. Ja. Miskien dink jy vanaand, omdat jy in die verhouding is, dis jou verantwoordelikheid, dit moet maar so wees. Nee, ek het so gedink, destyds nog, dit moet so wees. Dit moet maar so gaan. Nee, in hierdie tyd van nou, as dit nie meer so dat jy dink dit moet so wees nie. Want die woord van die Here leer ons moet mekaar lief hê. Ja. En dit is nie liefde nie. Jy's in 'n gevangenskap. Yes. Hy het eintlik vir jouself daai slote gegrawe, sodat hy oor jou kan baas speel. Ja. Ek wil vanaand vir jou sê, mamma, jy weet van wie die Here vanaand die praat. En die Here het vanaand vir jou 'n spesiale woord ook saamgebring. Ja. Die Here wil jou tyd verander. Die Here wil jou dogter se tyd verander. Ja. Weet jy wat maak die Here nog vir my oop? Daar is baie van die wat nou inluister. Wie se manne, hulle word so abused. Soms is dit fisies. Soms is dit financially. Ja. Soms is dit hy sê verbally. woorde aan jou Ja. dat jou so diep seer maak. Oh yes. Soms is dit die manier hoe jy jou hanteer. Dis soms is dit nie net houe wat gaan nie. Ja. Maar soms is dit daai ding wat jy mee besig is, wat jou so laat voel, jy kan nie meer nie. Ek wil vanaand vir jou sê, vrou, jy sien sy slaansak nie. Vrou, jy is nie meer sommer net daai persoon nie. Ek wil weer sê, jy's 'n kind van die Here. Weet jy, dierbares, in die gelowiges huise, alles lyk mooi van buite af. Ja, ja. Maar hier binne, hy's op die kerkraad, Yes. maar hier binne, Yes. as hy wie weet wat, Ja. maar buite, weerspieël hy Jesus Christus, maar hier in sy huis, is hy die duiwel homself. Ja. Ek wil vanaand vir jou sê, vrou van Here, it's time to stand up. Kom uit jou sloot uit. Steek jou hand op vanaand. Ja. Want die Here trek vanaand deur hierdie liggolwe. En die Here wil vanaand 'n omswaai maak. Jy kan uit jou sloot uit klim. Amen. Halleluja. Amen. Ons gaan net vir u daai 'n stukkie musiek speel en dan gaan ons net hierna terug wees vir u. Ja, luisteraars, is ingeskakel by Heartbeat FM 107.4. Ek is Pastor Jillian Carolus. My gas in die ateljee is Evangelis Hanlo Erasmus. Ons het nog nie veel gepraat oor die boekie. Ek gaan met 'n return maak, want die Here werk nou op 'n ander manier hier so in die ateljee. Maar as u nog steeds 'n WhatsApp boodskapie vir ons wil stuur, 063 054 8835. Ons sal vir u bid sonder om u naam te noem. Jammer luisteraars, ek probeer om nie te hoes nie. En ek kan nie daarvoor nie, want dan moet ek elke keer musiek speel en ek wil nie elke keer musiek speel omdat ek op die lug is nie. Maar die duiwel het gedink hy gaan my by die huis of vandag, maar hierdie testimonie van Evangelis moes uitgaan. Ek kan maar môre 'n bietjie sê die ander twee susters kan baie praat, maar ek moes hier wees vandag. So Sister Elise en Pastor Elsie, you will have to speak tomorrow, prepare. Sister Elise, as jy ingeskakel is, prepare maar sommer môre se gedagte voor en bring vir ons daai boodskapie, want ek dink jou vyand, hy dink hy's 'n leienaar, ek dink hy weet hy's 'n leienaar, maar hy vat sy kanse, my stem sal verbeter met elke sekonde van hierdie aand wat omgaan en na môreoggend toe. Baie dankie vir ons luisteraar wat vir ons die boodskapie gestuur het. We will definitely pray. We received your message, my sister. We will pray. En ook almal die persone wat hulle duimpies vir ons gestuur het. We will intercede for you on your behalf. Die Here is magtig. Evangelis, voor hy gaan afsluit, ons het nog so 5-7 minute kans. Dan moet ons tot sien sê. So Evangelis, ek los nou vir u en ek sal vir jou aanleiding gee wanneer ons moet klaarmaak sodat u vir die geliefdes kan bid dat die Here kan intree. Halleluja. Ek gaan vanaand net die woord gee wat die Here vir my gegee het, wat by hierdie saak pas. Reg. Die Bybel sê in die Jesaja 61, die genadejaar van die Here. Vers 1 sê, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here, en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurnis te troos.
Halleluja. Dis die woord wat die Here aan my gegee het, wat by hierdie hele situasie pas. Maar ek wil net hierdie getuie net so afrond. In die jaar 2006 Ja. kom die Here na my toe met 'n gesig. En die Here wys my pa se einde aan vir my. En voor dit gebeur sy einde aanbreek. In die jaar 2006-7 kom die Here in Januarie maand. Gee die Here my op 'n woensdagmôre 'n opdrag. En die Here sê vir my, luister, Handel, ek wil hê jy moet gaan na jou pa toe. Nou vra ek vir die Gees, maar hoekom? Wat moet ek gaan? Maar hy sê, gaan jy net. Want waarna toe ek jou sal stuur, daar moet jy gaan. Ja. En weet die dierbares, ek het my pa so gehad, was nou bekeer, maar ek het nooit bely teenoor hom nie. En jy weet, die Here gee vir my rigting. Die Here gee vir my 'n tyd, hoe ek moet stap. En ek stap daai oggend, daai woensdagmôre, stap ek al buite om Duiselsdorp, al by die stadium verby, en ek stap, toe ek oor die knoppie gaan, na die plaas toe, halleluja, toe begin die Gees te activate oor my, en ek is nie meer myself nie, en terwyl ek nie meer myself is, stap ek en ek sing vir die Here, en ek is opgewek in my gees, en terwyl ek daar kom, groet ek eers, en terwyl ek daar ingestap kom, sê ek my pa, ek kan ons net so 'n oomblikkie gesels, en almal weet mos op die plase, is die ashoope agter die huise, en jy weet die Here lei my soontoe, ek het nie verstaan die oomblikkie, maar weet jy wat gebeur, toe ek eers daar kom, en ek staan daar, toe activate die Gees, en die Gees neem oor, ek wil my eie ding gepraat het, maar die Here het my nie toegelaat, om my eie woorde te gebruik nie, die eerste ding wat die Here vir my, in my gees laat kom, ek moet my hand uitsteek vir my pa. Miskien staan jy vanaand tussen 4 oë staan en kyk, en jy kan hom nie vergewe, maar weet jy waar lê jou genesing? Jou genesing lê in vergewensgesindheid. Dit is waar jou genesing lê. Wanneer jy vry spreek, wanneer jy sê, Here, ek gee alles oor vir U, ek gee my hele lewe oor vir U. En jy weet, ek kom daar die oomblik, halleluja, sê ek vir my pa, ek het jou gehad. Ek weet nie hoe ek vir jou sê nie, maar ek haal vandag die kettinge van jou lewe af. Die vloek wat ek oor jou lewe gespreek het, haal ek af oor jou lewe. En jy weet wat gebeur daar die oomblik, halleluja, terwyl my pa my so staan en kyk, begin die Gees van die Here te activate. Halleluja, en hy maak net sê 'n bol maak rondom ons toe, hierdie ashoop. Ek sê vir my pa, maar daar's een ding wat jy vanaand moet onthou, vanmiddag moet vanoggend moet onthou, die Here sê, jy moet nou saam met my stap terug, na jou huis toe, en jou verantwoordelikheid kom vat. En my pa het my lang gestaan en aankyk, en jy weet wat gebeur, die moment toe ek my hand van vrede na hom toe uitsteek, en ek haal die kettinge oor sy lewe af, toe begin daar 'n herstelproses, tussen ek en my pa. En weet jy wat gebeur, die Here herstel 'n vader en seun se verhouding met mekaar. En jy weet, ek stap daai dag daar weg as 'n vry mens. En jy weet, halleluja, ek na 'n tyd lang daarna, toe gebeur wat die Here gesê het hy gaan laat gebeur. Op 'n Vrydag, toe sterwe my pa, sonder om eens 'n kans te kry om hand na my ma toe uit te steek, om vrede te sluit. En weet jy wat gee die Here vir my daai dag, toe hy sterwe? Esegiel 18, die persoonlike verantwoordelikheid. Terwyl ek in die George Hospitaal staan, terwyl hy daar afgestoot is in die lang gange, toe gee die Here vir my, toe sê die Here vir my hierdie woorde. Hy sê hy gaan sy wil laat geskied. En weet die dierbares wat gebeur toe? Toe herinner die Here my aan die woorde van my ma, wat gesê het, die Here sal regmaak. En jy weet, hy het gesterwe sonder die Here. En jy weet, maar ek is vir die Here dankbaar, daar het vrede gekom, tussen ek en my pa. Jy weet, halleluja, toe ek om bevryding oor sy lewe spreek en oor my lewe, toe bring die Here ook die genesing. Ek het nooit verstaan waaroor vergewensgesindheid gaan, en waaroor jy moet jou naaste vergewe nie, maar daar die oomblik, op 'n ashoop, op 'n plek waar daar vullis is, die Here moet jou soms terugvat, na die plek waar jy die seerste gekry het, sodat jy daar kan genesing kry. So ek het dit nie verstaan nie, maar na tyd, na verloop van tyd, toe vra ek vir die Here, Here, hoekom het U my dan geneem na die ashoop toe?
Toe sê jy, dis waar ek jou uitgehaal het. Daar moes alles tot niet gaan. Ja. Die kettinge moes daar breek. Daar wil ek gehad het, die bevryding moet oor jou lewe kom. Ja. Daar het ek vir jou bewerkstellig, dat die ou dinge is alles verby, en ek het vir jou iets niets gemaak. Yes. Ek wil vanaand vir u sê, u wat in 'n verhouding is waar abusiveness hoogtyd vier. God het vanaand vir jou gesê deur sy woord, hy het my gesalf om 'n blye boodskap te bring. En omdat ek vanaand gesalf is, geanoint is met die Heilige Gees, wil ek vanaand iemand in die Gees, ek weet nie of mense verstaan nie, wanneer jy 'n manifestasie doen. Ja. Jy kan hier sit in Suid-Afrika, en iemand is siek in Amerika, en jy spreek, want geen afstand is vir die Heilige Gees te groot, of te diep, of te donker nie, want hy beweeg. Ek wil vanaand vir jou sê, God het vanaand jou uitkoms na jou gebring. Here, een ding wat die Here vir my geopenbaar het in my ma se situasie. My ma het geen siekte. Sy gaan na die dokter sê, die vrou is gesond. Al wat fout is, haar senuweestelsel is aangeraak. En as nou niks wat ons aan kan doen, want sny ons nou weer, dan gaan dit van voor af wees. So sy herstel goed. Sy is gesond. Sy het die suiker, sy is niks. Ja. En ek kan vir die Here net sê dankie. Ek het gedink, ek gaan my ma eers begrawe. Maar sy moes die persoon wie die seer veroorsaak het, eers gaan begrawe. En die eer kom net die Here toe, want die Here het haar stryd vir haar tot niet gemaak. Ja. Vanaand wil die Here jou stryd tot niet maak. Liewe jong dogter, ja, hy sê hy is lief vir jou, maar hy sit sy hande aan jou. Jy kan nie iets wat jy lief is voor, Ja. seer maak nie, want die liefde maak nie seer nie. Nooit. Dit is nie liefde nie. Ek sien ook 'n jong dogter vasgevang. Pastor, ek kan nie daarvoor, ek moet sê wat die Gees sê. Asseblief. Ek sien 'n jong dogter wat tussen twee gaan. Hulle breek op, dan kom hulle weer terug. Weet jy wat het die Here vir my geopenbaar? Wat is dit? Dis daai spirit. Wanneer jy 'n koneksie het met iemand, of wanneer jy intercourse gehad het met iemand, Ja. dan ruil julle geeste met mekaar. Yes. En omdat hulle geconnected is met mekaar, voel sy soos 'n swakkeling. En sy kan nie van hom af wegkom, hulle breek weg, dan kom hulle maar weer by mekaar. Ek wil vanaand vir jou sê, jong dogter, jou tyd het aangebreek. Jou bevryding gaan vanaand plaasvind. Daai verhouding is 'n siek verhouding. Daai verhouding weerhou jou van baie dinge. Jy hoor die stem van die Here, maar weens jou verhouding kan jy nie antwoord nie. Vanaand sê die Here, net tot hier en niks meer verder nie. Die Here sê vanaand trek hy die streep aan jou vrou wat daar sit. Wie, halleluja, jou man abuse jou, nie fisies nie, maar hy abuse jou financially, hy abuse jou met sy mond, hy abuse jou wanneer jy kom, halleluja, man jylle privaatheid, hy abuse jylle daar. Die Here sê vanaand, is genoeg, halleluja, hy gaan vanaand 'n omswaai maak in jou huis, hy gaan jou atmosfeer verander, hy gaan jou huwelik verander, hy gaan alles vanaand verander, wat jy wil verander hê. Jesus naam. Jy kan net jou hand vanaand uitsteek, van die Here beweeg vanaand op hierdie liggolwe van Heartbeat FM, waar jy ook al vanaand sit. Dit maak nie saak as jy iemand miskien ken vanaand, wat in so 'n situasie is, staan net in die gap vanaand, want die Here wil vanaand, halleluja, die trenches wil hy toemaak vanaand, die Here wil vanaand deur beweeg, die Here wil vanaand, halleluja, wil die Here omswaai maak, die Here wil deurbreek vanaand vir jou liewe mamma, papa, jong man, jong dogter, die Here wil vanaand, halleluja, sy hand aan jou bewys, die Here wil vanaand jou trane van jou oë afvee, die Here wil vanaand jou pyn wat jy so jare mee rondloop, wil die Here vanaand oplos, want hy is wat hy is, en hy is nie alleen dat hy iets sou sê, en dit nie laat gebeur nie, halleluja, halleluja. Ek wil vanaand vir iemand sê, selfs vir die man, halleluja, wat so om die geskil van sy vrou gaan, weet jy waarom jou vrou skil, halleluja, dit op 'n tyd het jy, halleluja, het jy 'n belofte met die Here gemaak, en jy teruggedraai op jou belofte, die Here wil hê jy moet terugdraai en terugkeer na hom toe, halleluja, sodat die Here die sykel wat in jou huis is, wil die Here verbreek, maar jy moet eers kom, sodat die lig in jou huis kan wees, en sodat jy weer 'n priester genoem kan word van die huis, halleluja. Jesus. Ja, dierbares, ons het dan nou so aan die einde gekom, en u het nou die woord gehoor. As u nog graag sê, ek wil net vinnig
in my hand opsteek. Maak so 063-054-8835. Ons het 3 minute maar nog oor en minder as 3 minute. 063-054-8835. Stuur vir ons die duimpie wat opwys. Ons sluit vir u in die gebede 063-054-8835. Ek wil van die name evangelis van die mensies wat nou hulle hand opgesteek het. Ek kry nie die name vir u, maar ek gaan nie dit op die lig sê nie. U kan maak net vir hulle in gebed hou. Ek weet nie of ek wil nog nie, ek weet nie of hulle nommers mag gee nie, ek het nog nie toestemming nie. Maar net om hulle ook daar kom in, daar kom 'n handjie in. So ons sal u naam ook deurgee vir evangelis, sodat hy vir u kan bid. En natuurlik as u nou vir my sê ek moet die naam gee of die nommertjie of die naam en die nommer, dan maak ek sommer dan met u dringend en vinnig nou vir my laat weet, want ek het nie veel tyd meer oor op die lig nie. En dan kan ons vir evangelis u dinge se gee, u selfoonnommertjie gee, né? Maar praat saam met my voor ek van die lig af gaan, want ek en evangelis moet nou albei vir u totsiens sê. Maar ek sien, die staan daar kom nog 'n boodskapie deur, ons moet die nommertjie check. Reg so. Okay, ek het die boodskapie gekry. Ek sien dat dames is, ek het die boodskapie gekry. Ek het nogal u naam leer geskryf. En maar ek sien nou die boodskapie wat u vir my gestuur het. Ons maak so. Prys die Here. Yes, my sussie, ons sal dit ook deurstuur. Ek sal vir evangelis sê baie dankie dat u aan die ander kant uitgekom het. Prys die Here, my suster. Die Here is amazing. Amen. Ons is bly u het aan die ander kant uitgekom. Maar prys die Here dan dierbares. Ek dink evangelis kan ons 'n kort afsluitgebedjie gee en dan kan ek vir u die goedjies net deurgee, né? Kom ons sluit net vanaand ons o dierbares waar hy is. Halleluja. Vader, ons kom in die naam van Jesus. Here, eerstens sê ons vanaand vir u baie dankie, Here, vir hierdie liggolwe wat u bekend gestel het om mense se lewens te bereik. Here, ons sê vanaand, Here, vir hulle wat in glyme gestuur het, Here, waar hulle vanaand sit, u ken elkeen se situasie, maar Here, ons kom in die naam van Jesus. Elke gees van abusiveness, Here, ons staan jou vanaand teë in die naam van Jesus. Ons breek elke skedsmure van abusiveness, Here, oor mense se lewens in die naam van Jesus. Here, ons spreek bevryding oor daardie jong dogter se lewe. Ons maak daai juk en daai stroppe wat omgesit is om haar lewe, Here. Al ons vanaand af in die gees, Here, ons spreek bevryding in die naam van Jezelf, die jong dogter wat vasgevang is in hierdie verhouding waarin sy nie kan kom nie, Here. Ek bid en ek roep die gees van die Here vanaand oor daardie jong dogters, die Here. Hulle daai bande moet breek vanaand in die naam van Jesus. Here, elkeen wat vanaand hulle hande opsteek, waar hulle vanaand sit of staan, Here, dat die gees van die Here oor hulle sal vaardig word en dat die Here sal inspireer, Here. As hulle nie moed om uit te praat oor hulle abuse, die Here, wil ek roep nou die gees, Here, dat die Here hulle sal aanraak vanaand en hulle tong en lippe sal kan uitskreeu en sê ek het hulp nodig. Ek wil bid vanaand, Here, dat die Here verder sal gaan, Here, op hierdie liggolwe, Here, waar elkeen die getuie gehoor het, dat die Here wonder sal verrig, om sodat u naam daardeur verheerlik kan. Ek wil bid, Here, ons gaan nou skei, Here, in verskillende rigtings, maar gaan u saam, Here. Selfs Pastor Gillian vanaand, ons op die pad sit vanaand, dat die Here haar moet toemaak, selfs hy bors nou, Here, sal aanraak volgens u woord, Here, want u sê ons moet u aanroep en u sal antwoord. Raak haar nou aan, Here, in die naam van Jesus. Here, ons spreek genesing oor daardie longe nou, Here, oor daardie ligwee, Here, in die naam van Jesus. Elkeen wat nou, Here, genesing benodig, ons manifesteer die krag van die Here oor die liggolwe, dat elkeen nou genesing sal ontvang, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen en amen. Prys die Here, prys die Here. Dierbares, ek gaan so 'n paar minute van evangelis se tyd steel net voor hy moet gaan, want dis paar mense wat graag u nommer wil hê of hulle nommertjie vir u wil gee.
So ek gaan so maak, liewe luisteraars. Baie dankie, Evangelis, dat Amen. u was. Dankie vir die woord wat u kom deel het met Prys die ons. Here. Dankie hoe u toelaat dat die gees van die Here Yes, werk. amen. Soms ek het plek gevoel that there's so much that you wanted to say, Yes. but you decided in die binneste, Here nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Amen. Baie dankie dat u dit gedoen het en ja, en Sissa, ek gaan nou vir hom vra. Okay, Sissa wat sê, ek vra voorbereiding vir my suster Louise, was in die hospitaal lê, was gesond en skielik aangeval en is uiters siek op sterfbed. Sissa, die Here kan die dood in sy spore laat omdraai. Amen. Ons moet glo. Yes. Ons moet glo. Yes, Ons yes. gaan deel. Yes. Ons gaan, ja my broer, ek sien u naam, ek gaan regtig laat Evangelis al hierdie goedjies saamvat en bid vir almal van u wat vanaand aan hand opgesteek het en wat hierdie spesiale boodskap is ingestuur het. Ek sien ook my dierbare, u nommer, ja, ek sien so. Yes, Apostel, ons het u nommer, ons sal so maak, né? Baie dankie ook vir die luisteraars wat ingeskakel was. Dankie dat julle tyd uitgekoop het. Amen. Om te luister en ingeskakel te wees op hierdie program Miracle in Motion. En as jy natuurlike getuie het, man, kontak my. As jy weet van iemand wat 'n getuie het, Yes. probeer my op Facebook opsoek, Pastor Jillian Carolus. Kyk net daar, né? Yes. Soek my op, kyk, connect my nou, jy gaan sien ek het Hanlo so dingetjie geadverteer, gaan soek my as jy nie my kan kry nie, of vra maar vir Evangelis Hanlo op sy Facebook, dat hy vir een kontak moet bring, sodat u getuienis kan kom gee op Heartbeat FM in die program Miracle in Motion, want as ons met ons getuies sit, dan maak ons dat die woord nie kan uitkom by iemand anders nie. Ons moet dit kom deel. Ek gaan weer môreoggend saam met u wees tussen 10 en 12 en as ek natuurlik ook daar saam met die mense in George, Mosselbaai, Plet en oral, dan praat ek saam met julle in die program Kruis upon Kruis môreoggend. Bly ingeskakel by Heartbeat FM, daar's nog vele pragtige programme wat opkom. So hierdie is 'n geestelike radiostasie. Ons adverteer nie drank nie, ons speel nie wêreldse musiek nie. It's all about Jesus. Yes. And that's who we are. That's so waar. mag jy vanaand gaan van krag tot krag, oorwinning tot oorwinning en mag die Here sy aangesig Halleluja. oor u laat skyn. Ek groet dan vir u en sê vir u baie dankie. Totsiens dan, tot ons weer gesels. You were listening to a podcast powered by Heartbeat FM. Thank you for your support. For more content, visit our website at www.heartbeatfmsa.co.za.